Die lelikste ding vir my is om iemand te sien leef in boeye. En soms is dit nie die tronkie, fisiese tronkie. Soms is dit die tronk wat hy self of sy self gegee het. Goed waaraan ons vashou wat ons nie moet nie en dinge wat swaar is. Nou hierdie is 'n ekstreme geval, Lukas 8 vers 26 tot 39. Maar ons Here Jesus ontmoet 'n man wat deur demone besete is. En hy bring vryheid, hy wys sy krag oor boosheid en sy liefde vir verlorenes. Lukas 8 vers 26 tot 29 kom ons Here Jesus Christus in 'n streek waar nie Jode gebly het nie. En daar was 'n man wat deur baie demone besete was. Hy leef tussen grafte, ongebonde en gemartel. Maar ons Here Jesus kom nader en op daai moment skree die demone: "Wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God?" Hulle erken sy gesag, maar smeek hom om nie vernietig te word nie. Ons Here Jesus vra die man se naam en die demone antwoord: "Legio, want daar is baie." Hy beveel die demone om uit te gaan en hulle gaan in 'n trop varke in. Hierdie trop varke hol in die meer in en verdrink. Die man is vry, kalm en by sy verstand en sit by ons Here Jesus se voete. Die mense is bang en vra Jesus om te gaan, maar die man smeek by Jesus sodat hy by hom kan bly. Ons Here Jesus sê: "Nee, gaan huis toe. Gaan en vertel vir wat ek aan jou gedoen het." Die man verkondig Jesus se werke deur die hele stad. Lukas 8 vers 26 tot 39 wys Jesus se krag om selfs die diepste gebondenheid te breek en sy liefde vir die verwerpte. Laat sy vryheid jou inspireer om sy goedheid te deel. C.S. Lewis het gesê: "Daar is maar een goeie, dit is God. Alles anders is goed wanneer dit na hom kyk en sleg wanneer dit van hom af wegdraai." Die mense het 'n geleentheid gehad om Jesus te volg, maar hulle het gekies om Jesus te verstoot, om vir hom te vra: "Gaan weg." Moenie dieselfde keuse maak omdat vrees jou dryf nie.